Lofsange, dis in die aanbidding, dis in die verheerliking van God se naam wat die tronke se fondasies in mense se lewens geskit word. Glo julle dit? OK, die kinders is uit. Ek gee so 'n bietjie kans as laat Sonay ook net eers gaan sit. Johan sit asseblief Tanya. Amen. Het ek julle aandag? Wanneer word die fondasies, die gevangenes se fondasies geskit? In die lofsange van God se kinders word die fondasies geskit. En miskien is jou fondasie nog nie geskit nie, omdat jy dalk nog net nie ten volle oorgegee het en God aanbid het met dit wat in jou is nie. Die Here is so besig om 'n pad met ons te stap en ek dink is belangrik dat ons sensitief sal wees vir die stem van die Heilige Gees. Iets wat die Here met my hierdie week gedeel het en ek het al baie daaroor gepreek, is nou nie deel van my boodskap nie. Ek het al baie daaroor gepreek van ou Paulus en ou Silas wat in die tronk sit, nê? Ons almal ken mos daai gedeelte waar hulle daar in die moeilikste plek van die gevangenis sit, in die middel, in die senter, waar hulle uitmekaar uitgeslaan is, waar die riool van al die selle buite om hulle bo-grond, so Suid-Afrikaanse riool deesdae ook is. Iets wat opgegaan het in ons land is die riool, dis nou bo-gronds. Nee, ek weet nie as jy daardeur wat is die plek? Net aan die kant Kimberley, Warrington. Daar's 'n duidelike voorbeeld van die riool, dis dan bo-gronds. Nou in Paulus se tyd was die riool ook so bo-gronds geweest, want dit was net oop gate geweest en alles het so in slote afgeloop na die middelste gedeelte en daar sit ou Paulus en nou Silas uitmekaar uitgeslaan vir Jesus omdat hulle die evangelie verkondig en hulle sit in hierdie uiters moeilike omstandighede. En om middernag sê Paulus vir Silas, miskien is dit tyd dat ek en jy, nou my eie woorde, kom ons sing lofliedere tot eer van die Here. En skielik begin hulle sing, Oh come let us, nee ek lieg, hulle het nie dit gesing nie. Ek weet nie wat se liede het hulle in hulle tyd gesing nie. Maar hulle begin die Here te loof en te prys en te aanbid. Nie saggies nie. Nie saggies dat mense om hulle dit nie hoef te hoor nie. Hulle het God verheerlik, want die woord van die Here sê, die ander gevangenisse het gehoor hoe hulle die Here verheerlik. En hier doen die Here 'n wonderwerk. Hy skud die fondasies van daai tronk. Selfs die korrektiewe dienste van hulle gee hulle hart en hulle lewe vir die Here. Mense se lewens word aangeraak. Die Here skud die fondasie van daai tronk. En partykeer is dit nodig dat ek en jy, want ons mis die oomblikke, dat ons in die moeilikste omstandighede van ons lewe dalk die wyse raad van 'n Paulus volg en God begin verheerlik ongeag die omstandighede vir wie hy in jou lewe is en geword het. Dis dalk nodig om dit te doen, Gerard. Daar by jou kantoortjie, daar op site. Al sou die vyeboom nie bot nie, maar geen druiwe aan die wingerde wees. En jy ken daai gedeelte daar in Habakuk. Nogtans sal ek jubel en sal ek juig in die God van my hou. Maak so 'n bietjie daai kantoortjie van jou se deure toe. Of hou hulle dalk oop en begin die Here verheerlik. Ons mis die oomblik. Kom ek gou-gou vir jou vertel, wat deel die Here hierdie week met my? En ek staan net so skuldig soos wat jy vanmôre skuldig staan aan die oomblikke wat ons mis in die Here. Johan hulle is ek en Johan was daar in die hospitaal, oupa en seun, saam met kleinseun. Het ons vir Joshua opgepas terwyl hy siek was. Ek het gedink ek bly die dag daar, want ek wil nie weer terugry om te gaan haal nie. En die aand, net voor die dokter kom, toe is dit weer
gebraakery en hulle word toe nog 'n aand gehou en ek besluit wel nou moet ek huis toe kom. Ek kan nie nog 'n aand. Ek het nie 'n tandeborsel by my nie, ek het nie klere by my nie. Ek kom huis toe. Die volgende dag ontslaan hulle hom, kom huis toe en daai middag kom sit Johan daar by ons en die kinders is nog nie lekker gesond nie. Gideon het weer opgegooi en ons sit daar buite op die stoep. Ek en Johan en Letsie, my vrou. En sy sê, kom ons bid. En ek sê, ek en Johan sê, nou bid mama vir ons. En terwyl sy bid, hoor ek net aan Johan, ja, maar dis nie 'n oorgawe ja nie. Dis nie met oorgawe. Was dit met oorgawe, Johan? Nee, myne was ook nie met oorgawe nie. My vrou bid en ons is so moedeloos, so platgeslaan, want dis die een siekte na die ander siekte. My vrou is al 5-6 weke siek. En toe nou hierdie griep, hierdie kiem en almal is naar en almal gooi op en dis chaos. En sy bid. En ek sê dan, ja Here, maar ek het ook nie, daar's nie oorgawe in my hart nie. Daar's regtig nie oorgawe in my hart nie. En terwyl ons bid, hoor ek hoe die Heilige Gees vir my sê, jy het 'n geleentheid gemis waarin ek die fondasies van die tronk sou geskit het. En die Here begin met my hierdie ding deel van Paulus en Silas. Dit was nie maklike omstandighede nie. Dit was nie lekker omstandighede nie. Maar in daai moeilike omstandighede van hulle lewe, maak hulle die besluit en sê ons gaan die Here nou aanbid. En die Here sê vir my, jy het die oomblik gemis. En ek dink by myself, Here, hoe weird sal dit net nie wees nie. Om nou op hierdie stoepie te sit, en ek en my vrou en Johan, ons gaan nou lofliedere sing tot eer van die Here. Die bure net oor kan die straat gaan dit dalk hoor. Ouens langsaan kan dit hoor. Hoe? Dit is vreemd. Dink julle nie ook so nie? Dink dan net jy moet nou kliphard begin sing en jy moet die Here begin verheerlik. Ouens, dis in die vreemdste omstandighede van 'n mens se lewe wanneer jy God begin aanbid en hom verheerlik vir wie hy is, wat hy die fondasies van die tronk begin skud en die verandering begin plaasvind. God is 'n bonatuurlike God. Hy's 'n bonatuurlike God. En soms kos dit 'n vreemde handeling van my en jou kant af. 'n Vreemde aksie van my en jou kant af. Wat maak dit saak of die bure dit hoor? Wat maak dit saak? Ons bely dan, ons is kinders van die Here. Hoekom kan ons nie in die oomblik die Here aanbid nie en hom verheerlik nie? Want ons oog is so gefestig op die omstandighede dat ons die oomblik mis. Waarin God sê, weet jy wat? Ek kon die fondasies vir jou geskit het. En ek kon die draai gebring het. As jy net in geloof my verheerlik het. En ek wil vandag soos die disippels bid, sê Here, gee my meer geloof. Gee my geloof. Jy sien, want by God is alle dinge moontlik. Niks is vir hom onmoontlik nie. En is dalk vir my en jou vanmôre moeilik om 'n God te aanbid wat ons nie met die blote oog sien nie. Dis dalk moeilik. Toe ons hier vanoggend staan en aanbid, toe dink ek by myself, Here, dis dalk vreemd vir mense. Dis dalk moeilik vir mense. Hulle sien U nie, maar hulle wil U aanbid. En dis dalk hoekom ons nie altyd met volle oorgawe kan aanbid nie, want ons sien hom nie fisies nie. Maar dan wil ek jou herinner vanmôre, ons het hom beleef. Ons het hom geestelik ervaar. Hy het ons lewens radikaal verander. Ons sien hom wanneer ons die woord lees.
Ons hoor hom wanneer hy met ons praat. Kom ons raak sensitief vir die Heilige Gees. Want God praat met ons, die Heilige Gees deel met ons. Ek sit nou die dag en ek lees die Bybel en ek het dit met die 60-60 groepie gedeel. Ek sit en ek lees Bybel en ek lees die gedeelte van 'n persoon daar in Markus 10, julle kan dit gaan lees met die naam van Bartolomeus, ek kan nie sy naam reg, ek weet nie, ek dink dit was Bartimeus Dias nie, maar dit was 'n ander Bartolomeus of so 'n naam. En hierdie man was blind gewees. En Jesus kom Jerigo, kom hy in. Ek dink dit was Jerigo gewees. Ja, Jerigo. Kom hy in en hier sit hierdie man. En terwyl die skare Jesus verdring, sit hierdie man en hy roep uit en hy sê, Here, wees my genadig. En die mense probeer hom stil maak. Jy sien, omstandighede probeer my en jou baie keer stil te maak, sodat ons nie uitroep na die Here toe nie. Maar hierdie man stel die voorbeeld en hy roep al harder uit. En hy sê, Here, help my. Hy het 'n behoefte. Here, help my. Asseblief, help my. Ek het hulp nodig. En Jesus gaan staan. En hy sê, bring hierdie man na my toe. En toe hierdie man by hom kom staan, sê die Here vir hom, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dis soms nodig dat ons uitroep. Dis soms nodig dat ons nie net eenmal sal vra nie, maar dat ons aanhoudend sal vra. Sê, Here, help my. Ek het U nodig. En die Here sê van, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die Here, dat ek kan sien. Here, dat ek kan sien. En die Here raak hom aan. En in die oomblik praat die Gees van die Here met my, en hy praat met jou ook. As jy die Bybel lees, praat hy met jou. Ons identifiseer dit net nie altyd nie. Of ons is baie keer so vasgevang in ons omstandighede, dat ons nie die Bybel lees nie, en dat ons nie die stem van die Here in ons lewens hoor nie. En die Here praat met my, en hy sê vir my, daar's soveel mense. Want ek sê, Here, wat beteken hierdie gedeelte nou eintlik nou vandag vir my? En die Here sê vir my, weet jy Marius, daar's soveel mense wat blind is. Soveel mense wat geestelik blind geword het. Van my kinders wat blind geword het, vanweë die feit dat die omstandighede, die storms van die lewe, die dinge van die lewe, hulle verblind het. Ons raak verblind met die uitdagings van die lewe. Ons raak verblind met die storms van die lewe, met die politiek en met die ekonomie en met die finansiële druk en met al die dinge wat ons so maklik omring, raak ons blind. En dis nodig dat ek en jy dalk weer op 'n plek in ons lewe kom waar ons kan uitroep en sê, Here, ek wil sien. Ek wil sien. Want ek het blind geword. Help my om te sien. Al wat ek sien is krisisse. Al wat ek sien is dat ek net besig is om dieper en dieper in die moeilikheid in te sink. Dis asof die lewe my begin insluk. Dinge gebeur in my lewe en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek het blind geword. Mense het blind geword. Hulle het blind geword vir wie God eintlik veronderstel is om te wees in hulle lewe. Hulle het blind geword. Hulle sien nie meer die goedheid en die guns van die Here raak nie. Hulle sien nie meer die manna en die kwartels raak wat elke dag in hulle lewe val, wat vars is, wat nuut is in hulle lewe nie. Hulle het blind geword deur die omstandighede en die moeilikhede en die dinge van die lewe wat gebeur. En die Here sê vir my, is dalk weer nodig om uit te roep en te sê, Here, dat ek kan sien.
Ek wil sien. Ek wil sien. En miskien sit jy vanmôre hier. Miskien sê jy vanmôre, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie meer om die dinge te hanteer nie. Ek weet nie, dis asof alles teen my tel. Dis asof alles net besig is om in my gesig te ontplof. As ek in iets vat, dit werk nie vir my uit nie. Mense het my verlaat. Mense op wie ek vertrou het my in die steek gelaat. Niks werk vir my uit nie. En in die proses, Here, weet ek nie eens meer of U daar is nie. Weet ek nie eens meer of U werklik daar is en my liefhet en my wil seën soos wat U woord dit vir my sê nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, dis nodig dat jy weer op 'n plek in jou lewe sal kom waar jy sê, Here, help my dat ek kan sien. Ek wil sien. Elisa was 'n profeet in Israel gewees. En jy kan daarvan gaan lees aan 2 Konings van hoofstuk 10 af daar rond. Ek kan nie presies die plek in die vers onthou nie. Hy was 'n profeet in Israel en die koning van Aram wou die koning van Israel, of hy wou Israel inneem. Hy wou Israel beset en deel van sy koninkryk gemaak het. En as hierdie koning van Aram, as hy met sy leerowerstes of met sy weermagoffisiere praat en die strategie met hulle deel, dan kom Elisa by die koning van Israel en hy sê vir die koning van Israel, moet dit en dit nie doen nie. Want daar's gevaar, hulle gaan julle inwag. En dan kom die koning van Aram en dan beplan hy weer iets anders. En dan hoor Elisa van die Here af en hy gaan deel dit met die koning van Israel. En hy sê vir hom, koning, jy moet van ander kant af trek. Moenie dit doen nie, trek van ander kant af. Of bly weg, of wat ook al die geval is. En naderhand sê hierdie koning vir sy offisiere, daar's iemand onder julle wat besig is om my te verraai. Julle is besig om my te verraai. En hierdie offisiere, hulle sweer hoog en laag, ons verraai u nie. En hulle sê vir hom, maar daar's 'n profeet in Israel. Hy sê, U Majesteit, wat u in die binnekamer sê, dit hoor die man van God. En hierdie koning sê, maar dan wil ek hê, julle moet gaan, en julle moet hierdie man gevange neem, en julle moet hom na my toe bring. En ons almal ken die verhaal verder, van Elisa, wat daar in sy huisie woningkie, ek weet nie waar was dit, hoe dit gelyk nie, maar hy's daar in sy plek, en die volgende oggend staan sy diensknegt vroeg op, en hy maak die deur oop, wil so 'n bietjie vars lig kry, en toe hy die deur so oopmaak, toe sien hy, maar hulle is omring, met hierdie weermag, hierdie Arameese weermag, en hy maak die deure toe, en hy sê vir Elisa, hier's moeilikheid, en Elisa sê, Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien. Hierdie diensknegt, maak sy oë oop dat hy kan sien. En die volgende oomblik toe hierdie diensknegt weer die deur oopmaak, toe sien hy 'n laar van vuur, 'n perde en waans wat om hulle 'n laar getrek het. En die Here wys vir hom wie hy is. Die Here wys vir hom waartoe hy in staat is. Die Here maak sy oë in oomblikke oop, dat hy die heerlikheid van God kan sien. En vanmôre kom die Here na jou toe. Vanmôre kom die Here na jou toe. En hy wil jou oë kom aanraak. Ek gaan nie eens vanmôre verder preek nie. Die Here wil jou oë vanmôre kom aanraak, jou geloofsoë, sodat jy kan sien wie God is. En vanmôre in oomblikke is daar soveel woord wat na jou toe deurkom, soveel gedagtes wat in jou oopbreek van, Here, ek is blind. Here, ek sien nie meer nie. Here, ek is vasgevang in hierdie omstandighede. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Here, dat ek kan sien. Here, ek wil vanmôre sien. Ek wil vanmôre u heerlikheid aanskou. En geliefdes, ek wil vandag vir jou sê, ek sit daar in die sitkamer die oggend en ek lees hierdie gedeelte van hierdie blinde man en ek sê, Here,
help my net, dat ek net weer sal sien, dat ek net weer sien, dat ek net weer kan sien, U is goed vir my. En die Here wys my in oomblikke, wys hy my kinders, en hy wys my kleinkinders, en hy wys my die foto's daar teen die muur, van my rykdom, dit wat ek het, dit wat ek in Christus is, die lewe in hom, wie hy vir my geword het, waar hy my gaan uithaal het, en waar ek vandag is, die geestelike groei wat daar in my lewe plaasgevind het, die feit dat ek by hierdie deur kan uitstap, en ek's in die natuur, ek hoor die voeltjies, ek sien die dinge om my, en ek sê, Here, dankie, dankie dat ek kan sien, dankie dat ek kan sien wie U is, dankie dat ek kan sien wie U vir my geword het, en in oomblikke verander dit net 'n mens se hartstoestand, waar jy met vreugde weer kan staan, en die Here kan aanbid vir wie hy in jou lewe geword het. Ek is 'n mens net soos jy, gaan deur die emosies van die lewe net soos jy, beleef die storms van die lewe net soos jy. My vrou, my kinders, my familie word ook getref deur siekte. Finansiële krisisse is ook deel van ons lewe. Al die goed wat jy beleef, al die goed wat jy ervaar, is net soveel deel van my lewe, soos wat dit van jou lewe is. Maar ek kan vandag vir jou sê, hierdie dinge verblind jou. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, Here, dat ek kan sien. Ek wil net vanmôre sien. Maak net weer my oë oop. Dat ek net weer vrede in my hart kan kry. Dat ek net weer kan aanskou wie U is, ook in my lewe. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man roep uit, Here, dat ek kan sien. En miskien sit jy vanmôre hier, terwyl die musiek saggies vir ons speel. Miskien sit jy vanmôre hier, jy's hier omdat God 'n afspraak het met jou. Jy's nie toevallig hier nie. Jy's nie toevallig hier nie. Ek sien soveel seer en soveel pyn en soveel wonde. Soveel letsels. En vanmôre wonder jy self of jy ooit sal kan opstaan uit hierdie omstandighede uit waarin jy is. Jy het blind geword vir wie God in jou lewe geword het. Maar as jy vanmôre ook kan sê, Here, help my, ek wil sien, dat ek kan sien. Dan staan die Here net vanmôre by jou stil, en hy kom raak jou opnuut aan. En as jy vanmôre op so 'n plek in jou lewe is, waar jy sê, Here, ek wil sien, ek wil sien dat U goed is vir my. Here, dis 'n besluit wat ek maak, ek wil dit sien. Ek wil vanmôre, soos die psalmdigter dit sê, ek wil vanmôre kan sê, U maak my beker vol. U lei my na groenwy velde toe. Ek wil vanmôre sien na waters waar daar rus is, lei U my heen. Here, ek wil sien. En as dit vanmôre jou uitroep is, dan wil ek jou vra, terwyl die musiek saggies speel, wil jy nie saam met my net op jou voete staan? En net in jou hart uitroep en sê, Here, dat ek kan sien. Dat ek kan sien. Gaan nie goed met my kinders nie, Here, ek wil sien. Here, ek wil soos Paulus en Silas in die midde van my storm wil ek U aanbid. Wil ek U kom verheerlik. Wil ek vir U sê, dit is wel met my siel. Want ek sien U op die troon.
Jesus, ek sien U aan die regterhand van die Vader. En saam met die engele, saam met die hulle wat voor U staan, wil ek neerbuig. En ek wil net opnuut kom verklaar dat U God vir my is. Maak my oë oop. Ek wil vanmôre sien. En Here, hier staan 'n klomp mense voor my. Wat deur dieselfde goed gaan, Here. Selfde uitdagings, selfde krisisse. Mense wat dalk al verblind is deur al die goed wat met hulle gebeur het. Maar Here, vanmôre is U hier. Vanmôre is U hier, Here. En ek wil vanmôre bid en vra dat U elkeen wat staan se oë sal oopmaak. Dat hulle vanmôre sal sien U is hier. U is met hulle. U sê U sal hulle nie begewe en hulle nie verlaat nie. Dat hulle vanmôre sal ervaar hoe U hulle net kom vasdruk en sê, jy's myne, ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. Here, dat mense vanmôre sal sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want ek sien hoe U voor my uitbeweeg. Ek sien hoe U my pad gelyk maak. Ek sien hoe U my storms aanspreek en hulle stil maak. Here, vanmôre wil ons U verheerlik. Dankie dat U oë oopmaak. Dankie dat U ore aanraak, dat ons kan hoor, dat ons kan sien, dat ons kan beleef wie U is. En ons eer U vanmôre, want dieselfde Jesus wat in Jerigo aangekom het en 'n blinde man se oë fisies oopgemaak het, hy kom vanmôre en hy maak geestelike oë oop, sodat hulle kan sien. Mag die Here jou seën. Mag hy jou nou aanraak in Jesus naam. En dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dat dit vanmôre jou harte en jou sinne sal vul. En dat elke vesting van negativiteit, van verwerping, van moeilikheid, van kritiek, van uitdagings in die lewe, dat elke vesting neergewerp sal word in die naam van Jesus. Here, kom neem net U plek in ons lewe, tot eer en tot verheerliking van U naam. En ons as gemeente sê, amen en amen.